Hallo vriende en baie welkom by vandag se broodbrokkie. In die Christelike wêreld is daar verse wat so dikwels as universele reddingsformules aangewend word, dat ons die oorspronklike betekenis daarvan heeltemal verloor. Om die waarheid te sê, dit lei dikwels tot 'n evangelie van menslike werke. Romeine 10 vers 9 tot 10 is een van daardie gedeeltes. Baie mense leer vandag dat jy eers 'n fisiese, uiterlike daad moet verrig, soos om byvoorbeeld met jou mond te bely dat Jesus die Here is, voordat God vir jou die ewige lewe sal skenk. Maar as ons mooi na die Bybel kyk, sien ons dat hierdie siening die evangelie van vrye genade verdraai. Die Bybel verklaar eksplisiet dat ons bloot op grond van genade, deur geloof alleen, wedergebore word. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Romeine 10 vers 9 tot 10 wat soos volg lees. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo 'n mens en word so vrygespreek en met die mond bely 'n mens en word so gered. As ons hierdie teks deur 'n streng grammatikaal historiese lens beskou, sien ons dat Paulus in Romeine 9 tot 11 spesifiek met en oor die nasionale volk Israel praat. In hoofstuk 10 verduidelik hy hoe Israel aan die einde van die groot verdrukking gered sal word wanneer hulle die grootste krisis in hulle geskiedenis in die gesig staar. 'n Paar verse later, in vers 13, haal Paulus die profeet Joël aan, wat soos volg lees: Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. In die oorspronklike konteks van Joël 2 vers 32 gaan hierdie redding nie oor die ewige lewe van 'n individu nie. Dit gaan oor die fisiese redding en verlossing van die Joodse oorblyfsel in Jerusalem tydens die skrikwekkende dag van die Here. Aan die einde van die groot verdrukking sal al die nasies van die wêreld, wat Iran en Amerika insluit, op Israel toesak om 'n totale volksmoord uit te voer. Menslik gesproke sal die volk Israel geen hoop hê nie. Maar God se raadsplan is dat die oorblyfsel van die Joodse volk op daardie spesifieke oomblik met die hart sal glo dat Jesus die Messias is en hulle sal onmiddellik wedergebore word. Alhoewel hulle dan reeds wedergebore is, staar hulle steeds 'n fisiese volksmoord op aarde onder die bewind van die Antichrist in die gesig. Omdat die volk Israel Christus met sy eerste koms verwerp het, vereis hy nou dat hulle hom hardop met die mond moet aanroep om hulle van hierdie uitwissing te verlos. Die oomblik wanneer hulle hom aanroep, sal hy met sy wederkoms aarde toe kom om Israel te red van hierdie satanies geïnspireerde volksmoord onder aanvoering van die Antichrist. Dit is die konteks van hierdie teksgedeelte. Dit sluit perfek aan by Jesus se eie profetiese woorde in Matteus 23 vers 39. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie weer sien nie, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Die uiterlike belydenis met die mond is dus Israel se nasionale roepstem na hulle koning om hulle fisies van die vyand te kom red. Wanneer hulle roep, sal die hemel oopmaak en Christus sal as die nasionale verlosser van Israel op die Olyfberg verskyn. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. God is getrou aan sy profetiese verbond met Israel. Hy sal hulle fisies red wanneer hulle hom as volk aanroep. God is nie klaar met Israel nie. Israel het, net soos die kerk, 'n spesifieke plek in sy ewige raadsplan. Die skrif wys reg deur die geskiedenis dat God nooit sy nasionale beloftes aan Abraham, Isak en Jakob sal verbreek nie. In Romeine 11 vers 26 staan daar, en dit is hoe die hele Israel gered sal word. Daar staan immers geskrywe, die verlosser sal uit Sion kom en hy sal die goddeloosheid van Jakob wegneem. Die historiese en profetiese feit is dat Israel se nasionale belydenis die sleutel is tot Christus se fisiese wederkoms om sy koninkryk op aarde te vestig. Onthou, ons word slegs wedergebore wanneer ons die evangelie glo en niks anders nie. Romeine 11 vers 6 wat soos volg lees, stel dit baie duidelik dat 'n persoon slegs deur genade op grond van geloof alleenlik wedergebore word. En as dit deur genade is dit nie meer uit die werke nie, anders is die genade geen genade meer nie. Enige verdere byvoeging tot geloof alleen is 'n ander evangelie. As jy self net met jou mond Christus moet bely om die ewige lewe te ontvang, dan sou jou redding gedeeltelik op jou eie werke gebaseer wees, en dan sou dit nie meer genade kon wees nie. Die kern van hierdie waarheid vind ons in die woorde van die Here Jesus Christus self in Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie,
maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Let noukeurig op die werkwoord het, wat op 'n teenswoordige besitting dui. Die oomblik wanneer 'n geestelike dooie sondaar in Christus as verlosser glo, ontvang hy onmiddellik iets wat volgens goddelike definisie nooit kan eindig nie. Die Here noem nêrens dat ons eers met die mond moet bely voordat ons gered kan word nie. Onthou, reddende geloof is 'n vaste oortuiging dat Jesus Christus as die Seun van God vir al jou sondes, verlede, huidige en toekomstige sondes aan die kruis betaal het en uit die doodheid opgestaan het. Omrede hierdie onderwerp so belangrik is en dat mense se siele op die spel is, vra ek asseblief dat jy dit met soveel as moontlik mense deel. Kom ons bid saam. Vader, ons bid vandag vir die vrede van Jerusalem. Ons weet dat die dae donker word, maar ons rus in die wete dat U die oorblyfsel van U volk sal bewaar en fisies sal red wanneer hulle U aanroep. Dankie dat U ook vir ons as gelowiges vandag die sekuriteit gee dat U in beheer van die geskiedenis is. Net soos U verbond met Israel sal nakom, sal U ook U woord aan ware gelowiges in die kerk hou. U het beloof dat niemand ons uit U hande kan ruk nie. Verlig ons verstand, sodat ons duidelik kan waarneem wanneer iemand 'n evangelie van werke, wat in werklikheid 'n valse evangelie is, aan ons voorhou. Ons waag vol verwagting op die glorieryke openbaring van ons Here Jesus Christus. Amen.